Marloth Park, audioboeke om op jou selfoon en laptop te luister. Skakel met jou laptop of selfoon in op die Bluetooth in jou kar en dan kan jy luister selfs wanneer jy ry. My hart is in Marloth Park, nog al die jare. Ek skryf stories en liefdesverhale en dan laat ek dit daar in Marloth Park gebeur. Of suid van die Kreerwiltuin, en dan het my karakters dikwels wild cards van sandparke en glip hulle deur die hekke ook. Ek het opgehou tel hoeveel boeke ek al met Marloth Park as middelpunt geskryf het, en ander plekke daar langs die Wildtuin, in die Tambawati, Sabi Sandgebied, Klasserie. Die boeke is as audioboeke beskikbaar op die YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories, #audioboeke. Maar terwille van die episodes wat op mekaar moet volg en omrede baie mense dit op hulle fone luister, is daar nou 'n WhatsApp groep ook beskikbaar. Ek plaas die skakels op 'n WhatsApp groep en jy kan luister of jy hoef nie te luister nie, net wanneer dit jou pas. Daar is korter boeke, waar jy na die volboek tydens een kort sitting kan luister, en dan is daar ook podcasts, waar die hoofstukke van die boeke op mekaar volg. As jy dit wil deel, en as jy deel wil word van die luistergroep, stuur jou naam en audioboeke na my foonnommer 0665 865 787. Maar nou vra jy, hoekom stories luister en nie self lees nie? Ek hou van lees, jy weet. Maar nee, soms ry jy lang pad en jy's alleen in die kar. Dalk het jy operasie gehad en nou lê jy plat op jou rug. Jy mag nie 'n boek vashou nie en jy wag om beter te word. Jy draf dalk of jy stap ver en te. Hier is ook luistervriende wat met hulle hande werk en dan is hulle koppe oop. Tyd vir boek vashou en lees is dan min, maar hulle kan luister. Of dalk sien jy nie meer so lekker nie? Miskien is jy heeltemal blind? Dalk het jy vriende of vriendinne en julle woon saam in 'n aftreedorpie. Dan is 'n lekker plan dalk om saam te koek en tee en die stories aan te sit en dit in 'n groep te sit en luister. Dalk is jy iemand wat alleen en afgesonder op 'n plaas woon, nooit 'n ander stem hoor nie, of jy bly in 'n ander land en het al vergeet hoe Afrikaans klink. Leer jy miskien Afrikaans? Wel, ek probeer om die taal suiwer te hou. Ek hoop dit help. Ons luistermaats is op hierdie stadium al mans en vroue. Ek skryf nie net soetsappige stories nie en gebruik 'n komiese inslag wat by die manne ook byval vind. So kry jouself op ons WhatsApp groep as jy nog nie daar is nie. Jy luister na die stories net wanneer jy tyd het. Niemand jaag jou aan nie. Ons WhatsApp volboek wat op die oomblik vir jou na Marloth Park toe gaan neem is man haar op haar stoep. Agtergrond oor die boek Man haar op haar stoep, geskryf deur Adele Reinders. Dis nou ek. Danica is besig om haar beste vriend daar in Marloth Park te verloor. Oom Donald is siek. Sy laaste wens is om sy seun, Adrian Stewart, nog net eenmaal te sien, om te kan groet. Adrian werk vir National Geographic, maar hoe harder Danica probeer om hom op te spoor, hoe dieper verdwyn hy in digte bosse, diepe oseane, verlate woestyne en gevriesde eislande. Sy weet, sy haat hom al klaar, nog voordat sy hom ontmoet het, omdat hy sy arme pa so verwaarloos het. En dit lyk vir haar asof hy hom afgeskryf het. Miskien het Adrian 'n verskoning, hoekom hy so skaars is, maar Danica stel nie belang om te hoor wat dit is nie.
Sy's net bekommerd oor wat dit alles aan oom Donald Stewart self doen, want sy sien hom elke dag agteruit gaan. Die skakel na Mana op haar stoep gaan net nou op die skerm verskyn. Maar moenie bekommerd wees as jy sukkel om dit te vind nie, want ek gaan dit ook plaas op ons WhatsApp groep. En jy kan dit aanstuur vir vriende wat dalk ook wil luister. Jy stuur jou naam en nommer na 066 5865 787. En as jy 'n storie gemis het, dan kan jy my vra, ek stuur hom weer aan. Of wag, hy kom dalk oor 'n jaar weer verby. As jy kies om een te mis, dan gaan jy in elk geval verby. Maar baie dankie as jy wel na die stories luister. Soms op die YouTube kanaal, Afrikaanse liefdesverhale en stories, #audioboeke of op ons WhatsApp groep 0665 865 787. Dit wys vir Google en ook vir die wêreld dat Afrikaans leef. Afrikaans is groot. Afrikaans is vanjaar amptelik 100 jaar oud. Al praat ons voorvaders dit al lank voordat dit as 'n amptelike taal erken het. Jy kan alles in Afrikaans sê en beleef. So, lank lewe Afrikaans.